Goeiemôre. Dit is vandag die 5de Maart en is op die oomblik 0700 in Central Tyd in Amerika, wat beteken dis 3 uur die middag in Suid-Afrika op hierdie donderdag, die 5de Maart 2026. Ek is Morne Botha, korrespondent vir Koepel TV, regstreeks hier vanaf Nashville. En vandag praat ons oor 'n update vir die Iran-oorlog, dag 5. So, ons is nou volskaal in die tweede fase van die oorlog in. Die eerste fase was standoff bestokings om beheer oor die lugruim te kry. En fase 2 is nou in vol swing. Dis nou waar die Amerikaners en die Israelies volle beheer oor die lugruim oor Iran het, wat beteken ons vlieg nou in en ons het vervang die langafstand missiele en langafstand wapens van vliegtuie af word nou vervang met goedkoop damboms. Damboms praat ek van 500 pond, 1000 pond, 2000 pond bomme. En as jy net hulle so drop, is hulle damboms, hulle is nie, kan nie miskien 'n teiken spesifiek tref nie. Maar ons het vir hulle kits op, JDAM kits of laser kits, en dan is hulle smart bombs, so, maar nog steeds baie goedkoop. En van dit het ons oorgenoeg. So nou word daar in die Iran lugruim rondgevlieg, sonder dat daar enige oppositie is, en hulle kan fisies teiken vir teiken uitsoek en tref. Wat is die teikenlys vir die volgende fase, hierdie volgende fase? Die teikenlys is maklik. Enige fabriek wat enige tipe wapen of militêre uitrusting vervaardig, is 'n teiken. Enige security forces installasie of groepe, troepe, so aan, is teikens. Die vernietiging van alle militêre kommunikasiestelsels, sodat die ouens nie onder mekaar kan kommunikeer nie. Die vernietiging van enige lugruimbeheerstelsels, soos in terme van radars of SAM systems of so, en dan die verdere uitsoek van die missiele en drones se lanseerplekke en opgaarplekke om te verhoed dat hulle kan missiele en drones in hulle buurlande inskiet. Dis die groot lys van teikens wat op die oomblik agter gejaag word. As jy ook kyk aan wat Iran nog kan doen op die oomblik, hulle het nog die vermoë om ballistiese missiele en drones te lanseer na die buurlande toe, in Israel en ander buurlande. Hulle het nog daai vermoë, alhoewel dit baie kleiner is, maar daai vermoë is nog daar, en hulle is tans besig om gekombineerde aanvalle nou met Hezbollah te reël uit Beirut uit. So Hezbollah 4 pyle uit Beirut uit en missiele, en Iran 4 ballistiese missiele en drones uit Iran het gelyktydig op Israel in 'n poging om die Israeliese lugruim verdedigingsstelsels te oorweldig, sodat hulle van hulle wapens kan deurkry om skade op Israel se stede te doen. So hulle teiken glad nie meer militêre installasies, soos hulle nog nie van die begin af gedoen het nie. Hulle teiken siviele populasies, in die hoop dat die terrorisme wat op siviele populasies daar is, die siviele populasie sal kry om hulle regerings te oorreed om die aanval te stop. So ons kyk nou maar, dit is die tweede fase, dit is wat aangaan op die huidige oomblik, daar in Iran en in die onmiddellike omgewing, en as ons nuwe nuus terugkry, dan sal ons daaroor verder rapporteer. Ek staan Morne Botha, die nuuskorrespondent vir Koepel TV, regstreeks uit Amerika uit. Goeiedag.